Julle, ons begin vandag met calculus. En calculus is 'n baie belangrike been in wiskunde. Baie belangrik. En in graad 12 doen ons een van die bene van calculus en ons noem dit diferensiasie of diferensiële of diferensiale rekeninge. So kom ons noem dit net diferensiasies. Diferensiasie. En dan is daar natuurlik ander bene ook. Okay. Maar in graad 12 fokus op diferensiasie, diferensiële rekening, diferensiale rekeninge. Nou, dit is 'n groot woord, maar wat doen ek eintlik? Nou, die begin. Ons moet kyk eers na 'n paar van ons funksies. Om hierdie tema te verstaan, moet ons gou dink aan potensiële funksies wat ons al gehad het. Ons het al 'n paar gehad in graad 11, 10. Ek dink ons het selfs met graad 9 het ons die reguit lyn begin. En met rede was die reguit lyn eerste, want daar was iets van die reguit lyn wat besonders was. En wat besonders was, is dat ek net gou al die kurwes teken, parabool, hiperbool en eksponensiële funksie. Okay, so daar is my funksies. Maar die reguit lyn het iets gehad wat besonders was. En dit was die volgende, en baie belangrik, dat die gradiënt op hierdie lyn oral konstant is. Oral, elke punt of elke koördinaat wat ek potensieel op hierdie lyn gehad het, sal die gradiënt oral dieselfde gewees het. Ons noem dit kollineêre punte. Okay? Maar nou kan jy sien, die funksies aan die regterkant, dit is kurwes. Kurwes, die gradiënt gaan oral verskillend wees. As ek nou die gradiënt daarmee uitwerk, en ek trek 'n reguit lyn deur daai punt, gaan daai gradiënt verskil van daai punt, en gaan die gradiënt verskil van daai punt, en so gaan die gradiënt oral verskil. Letterlik, oral waar ek 'n gradiënt wil uitwerk, gaan die gradiënt heeltyd anders wees. Okay, so dit maak die reguit lyn baie besonders. Ons kan hierdie formule gebruik, en dit was 'n awesome formule, ons kan gebruik analities, oral. Okay. Maar nou, hoe gaan ons die kurwe uitwerk van 'n parabool, 'n kurwe? Kom ons begin met die parabool. Nou, Isaac Newton, baie slim ou, het besluit, as ek die gradiënt van 'n kurwe wil uittrek, kan ek nie hierdie formule gebruik nie, bloot net, omdat wanneer ek 'n punt het, 'n spesifieke punt, en daai punt is nommer 2 en 3, as ek dieselfde y-waardes insit, kry ek 0, as ek dieselfde x-waardes in kry ek 0, en dit beteken is ongedefinieerd. So hy moes aan 'n alternatief gedink het. Hy het gesê, okay, ek kan nou nie die formule gebruik nie, maar wat ek wel kan doen is, ek kan die formule bietjie aanpas. Okay. Toe besluit hy dit. Hy sê, as ons twee punte gehad het, en ons noem hierdie koördinaat x, en ons noem hierdie ene ook x, en ons noem hierdie afstand tussen die twee, noem ons h, okay, en ons gaan hier na my y-as toe, okay, dan kan ons hierdie, obviously, y noem, maar in plaas van y gaan hy f van x noem, wat ook mos maar y is, okay, en dan hierdie enetjie gaan ons ook gou oor praat. Okay, so hierdie koördinaat hier, sy x was x, sy y was f van x. Okay, hierdie koördinaat hier, sy x was x plus h. Nou, en kom ons praat nou oor die y-gradiënte of die y-koördinate. So die y-koördinaat van okay, so, waar was ek? So, daar is f van x, en dan kan ons hierdie punt hier, dan ene f van x plus h noem. Dit maak ons sin. So, hierdie is f van x plus h. So, hy het gesê, in plaas van het net om met 'n gewone x en 'n y-koördinaat te gee, kom ons weer 'n bietjie fancy, en ons verander dit net, dat ons gaan pas, en dit maak baie sin. Nou, kyk nou hoe het hy by die formule uitgesê. Hy het gesê, ons noem hierdie nie meer m nie. Ons noem hierdie nou die afgeleide. Okay? Wat eintlik inteendeel die gradiënt is. Okay? Ons sê nie meer
y minus y nie. Ons sê f van x plus h minus f van x, wat eintlik die twee y-waardes is. Okay? Ons noem die net meer x en x nie, ons noem dit, en daai was daai x, so hierdie is x plus h minus die x. Okay? Toe gaan hy verder, hy sê, goed, ons kan hierdie ding bietjie vereenvoudig, deur byvoorbeeld, gaan my twee x'e van mekaar af te trek, dan het ek net h. Toe sê hy, daar is 'n bietjie van 'n probleem hier. Die probleem is dat ek moet sê, dat ons moet 'n limiet hê, wanneer h is op pad na 0 toe, en ons gaan dit die hele tyd moet doen. Ons gaan sê, ons gaan die afgeleide uitwerk van hierdie funksie, soos h op pad is na 0 toe. Okay, so, dis baie belangrik, want, onthou nou, op die oomblik weet jy die onderkant van hierdie funksie gaan 0 wees, en hy mag nie 0 wees nie. Nou sê hy, kom ons noem die 0 h, maar ons sê, h is op pad 0 toe, so wat hy eintlik doen is, hy sê, kom ons trek hierdie twee punte nader en nader aan mekaar, so ons maak hierdie h afstand al hoe kleiner, tot en met hy amper 0 is. Okay? En dan kyk ons wat gebeur, en ek dink, die belangrike deel nou, is om, jy verstaan waar kom die formule vandaan, dit beteken letterlik wat ek nou doen is, op grond van die formule is, ek werk die gradiënt uit van 'n spesifieke funksie, soos h nader beweeg aan 0, en nog steeds my twee y-waardes van mekaar aftrek, en die onderstukkie het ons nou gesien, dat dit h is, en daar het hy die formule vanaf, daar het hy die formule ontdek, letterlik die gradiënt gebruik, en het bietjie verander, die gradiënt formule, letterlik hierdie formule gaan bietjie verander, so delta y op delta x, net om te pas. Okay, nou, ek dink as jy mens jou eerste oefening doen, en jy verstaan hoekom jy dit doen, dan maak dinge baie sin. So ons gaan gou 'n voorbeeldjie oefen. En ons gaan die afgeleide kry van 'n funksie. En hulle gaan sommer net sê die funksie van f van x is x kwadraat. Okay? En nou sê hulle, kry die afgeleide van die funksie. So, om die afgeleide te kry, het ek die f van x, dis wat ek het, maar ek moet ook gaan weet wat die f van x plus h is. Die f van x plus h is, elke x kry h by, en nou moet ek nie vergeet om dit te kwadreer nie. En nou gaan ek my formule kan gebruik, en te kyk of ek die gradiënt op daai funksie kan uitwerk. Okay, so ek gaan net liggies die ding teken. Okay, so hy behoort so iets te wees, hierdie is die x, hierdie is my f, okay. Ons gaan die afgeleide kry, nou hoe doen ons dit? Ons sê goed, die afgeleide is gelyk aan, terwyl h op pad na 0 toe is, gaan ons f van x plus h vat, minus f van x. Okay, en dan gaan ons alles hier op h sit. En kom ons kyk wat gebeur. Het ek f van x plus h? Ja, dis die enetjie. Nou hierdie bly die hele tyd hier. Het ek f van x plus h? Ja, dit is x plus h gekwadreer. Dit is letterlik daai stukkie. Minus my f van x, wat net x kwadraat is. Nou ons sal hom gewoonlik in hakies sit, sal twee terme is. Maar is dit een terme, so is irrelevant. Okay. En dan gaan ons aan, en ons gaan vereenvoudig. Ons gaan nou hakie 2 keer uitskryf, sodat ons kan EBA, foil, eenmaal, wat jy het ook al wil noem. Okay, so daai maak alles sin. Dat ek net 'n bietjie skoner maak. Okay, en alles op haar. En dan gaan ons verder, en ons gaan kyk of ons kan vereenvoudig, en jy gaan sien dat alles wat nie 'n h in het nie, sal altyd uitkanselleer. So elke term wat 'n h in het, sal oorbly. As jy nadat jy uitgekanselleer het, nog iets het wat nie 'n h het nie, het jy 'n fout gemaak. So, ons weet nou dat al die terme het 'n h in. So ek sit op die regte pad. Okay. Ek gaan 'n nuwe bladsy oopmaak. En dan sê ons, okay, dat is 'n limiet, want h is op pad na 0 toe,
kom ons gaan haal 'n H uit en probeer nie meer as 'n H uithaal nie, want wat jy wil doen is jy wil hê dat die teller en die noemer moet uitkanselleer. Sien, en dit is die plan. Ons wil heeltyd werk, H kan nie 0 wees nie. Maar sien, nou dat H uitgekanselleer is, kan ons nou H 0 maak, want nou weet ons, ons kon nie H in die begin 0 gemaak het nie, maar nou kan ons, want H is weg. Daarom weet ek dat die gradiënt van hierdie kurwe 2x is. So ons weet die afgeleide van hierdie kurwe is 2x. Nou wat beteken dit? Dit beteken die gradiënt oral is 2x. Nou, hoe maak dit nou enigstens sin? Nou dink 'n bietjie, as ek 'n punt hier het, en die punt is 3, en ek wil weet wat die gradiënt van daai reguit lyn is, dan kan ek sê, okay, so kom ons punch 'n 3 in die x plek, so nou weet ek dat die afgeleide van waar x3 is, 6 is. So dit beteken as ek 'n reguit lyn daar gehad het, mx plus c, weet ek nou dat die reguit lyn alreeds 6 is. En al wat ek nou moet doen is om 'n punt hier in te prop en heel moontlik is as daai in die oorspronklike funksie gaan insit, gaan ek 9 kry, so ek weet hierdie koördinaat is 3 en 9 en daarmee kan ek die reguit lyn kan ek gaan uitwerk, want nou kan ek net daai 3 en 9 invervang, né? So y is 9, 6 en 3 plus c, so hierdie is 9 en hier is 18 plus c, so c is gelyk aan min 9, so ek sou my reguit lyn kon uitwerk wat deur daai punt gaan, as y is gelyk aan 6x min 9. So dit gaan alles oor, kan ek die gradiënt uitwerk van daai spesifieke punt? Nou onthou, ons gebruik die eerste beginsel, as hulle daarvoor vra, maar hulle partykeer vra hulle glad nie vir die eerste beginsel nie, dan moet jy nie die moeite doen met dit nie, want hoekom wil jy nou 'n som van, wat 6 of 7 punte tel, gaan doen, as die som net 1 punt werd is. So hulle kan sê, goed, kry die afgeleide van f van x kwadraat, en dan is dit maklik. Jy gebruik nou nie hierdie eerste beginsel wat ons hier gebruik het nie. Ons hou dit net as hulle daarvoor vra. Wanneer ons die afgeleide kry, baie eenvoudig. Ons maal die 2 met die 1 en ons trek enetjie van die eksponent af. So my afgeleide is 2x, presies wat ons net nou gehad het. So daar's 'n langpad en 'n ompad. Langpad is die eerste beginsel, dis letterlik as hulle vra vir eerste beginsel, sal ek dit gebruik. En as hulle vra net kry die afgeleide, gaan ek dit nie gebruik nie. So kom ons doen 'n paar voorbeeldjies. Jy kan 'n paar van die eerste beginsels gaan oefen. Kom ons kry net 'n paar afgeleides en hulle sê, hier's 'n funksie en die funksie is min 2x kwadraat plus 5x plus kom ons sê 7. En hulle sê kry die afgeleide. Hulle sê nie gebruik die eerste beginsel nie. Hulle sê letterlik kry die afgeleide, dan maal ek die 2 met die min 2 en trek 1 by die eksponent af. Dan maal ek die 1 met die 5, so dis 5 en trek 1 af en ons hoef nie x nie mag 0 te skryf nie, want dit sê 1 en daar is die afgeleide. Ons doen nie die laaste die getalle nie, die konstantes nie, want hy is eintlik x mag 0, so hy word uiteindelik plus 0, maar so ons doen dit nie. So ons differensieer net ons x-waardes as dit sin maak. So hierdie is die gradiënt van hierdie funksie, né? En as ek nou daai funksie moet teken, min of meer, ek is 'n vrou in die face, ek weet nou nie hoe hy lyk nie, maar kom ons sê, hier ek moet die gradiënt op daai punt uitwerk, en die x-waarde is sê nou maar 4, dan vat ek net my afgeleide, ek prop 4 daarin, en dan is dit min 4 mal 4, plus 5, so hierdie is min 16 plus 5, waar dit eintlik min 11 is. So die gradiënt op daai punt sal dan min 11 gewees het. En dis die basics van calculus, waar ek hierdie formule gaan hervou het, om hierdie formule te skep, hierdie enetjie hier,